Baie hartlik welkom, liewe vriende, liewe gemeente. Ek wil so 'n paar keer bietjie praat oor die evangelie van Markus uit. En daarom gaan ek so 'n bietjie agtergrond gee ook oor die evangelie van Markus. Maar kom ons begin saam lees uit Markus 7 vanaf vers 1. Die Fariseërs en sommige skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, kom toe by Jesus. Hulle het gesien party van sy disippels eet hulle kos met onrein hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. Die Fariseërs en tevens die Jode oor die algemeen eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle aan die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte. En wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Met ander woorde van die markplein af. Daar is ook nog baie ander oorgelewerde gebruike waarin hulle hou, soos hoe om koppies, bekers, bakke en stoele te was. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes vra hom toe: Waarom handel u disippels nie volgens die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte nie en eet hulle, met ander woorde, met onrein hande? Jesus antwoord hulle: Die profeet Jesaja het mooi opgesom: Julle is skynheiligers. Soos daar geskrywe is: Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruik van mense vas. Hy het verder vir hulle gesê: Julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuwe en julle oorgelewerde gebruike in stand hou. Moses het gesê: Eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle sê, iemand kan van sy pa of sy ma sê: Enige gawe wat u van my sou kom kry, is korban. Dit wil sê, 'n offergawe van God. En so laat julle hom toe om hoegenaamd niks vir sy pa of sy ma te doen nie. So ontneem julle die woord van God deur sy gesag en oorgelewerde gebruike wat julle op die beurt weer oorgelewer het. Daar is nog baie ander sulke dinge wat julle doen. En dan bietjie later aan in Markus 7 kry jy hierdie gedeelte waar Jesus sê: So dan verstaan julle dit ook. Begryp julle nie dat niks wat van buite af in 'n mens ingaan hom onrein kan maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag en daarna uit sy liggaam uit. Daarmee het Jesus alle kos rein verklaar. Maar het hy gesê, wat van binne af uit 'n mens kom, dit maak jou onrein. Dink bietjie mooi vir jouself. Wees nou eerlik. Was daar al geleenthede waar jy geweet het wat reg is volgens die woord van die Here, maar dan doen jy net iets anders? En jy kry 'n baie goeie verskoning hoekom jy iets anders te doen, wat nie presies is soos wat die Here in sy woord vra nie. En dan kan jy ook nogal maklik dalk 'n teksgedeelte ombuig of uit verband uitgebruik om jou te pas, of om my te pas. Ons weet immers wat is reg. Maar dit kan baie keer kan ons gewoontes en gebruike en goed in die plek staan van ware aanbidding. Maar kom terug hierna. Kom ek verduidelik net bietjie een en ander oor die evangelie van Markus. Nou alhoewel daar staan Evangelium Marko, die evangelie van Markus, is dit eers 'n invoeging wat later plaasgevind het in die 3de eeu. So ons is nie baie seker wie die evangelie van Markus geskryf het nie. Want die kerkvader Papia het gesê dat Markus
het geluister na die toesprake van Petrus in Rome. En Clemens van Alexandrië, nog 'n kerkvader, het gesê, Markus het opdrag gekry van Petrus om sy toesprake neer te skryf en om dit te boek te stel. Met ander woorde, hierdie Markus, wat ook genoem word Johannes Markus, het as te ware geleer by Petrus en natuurlik ook by Paulus, want hy het die eerste sendingreis van Paulus en Barnabas meegemaak. So ons kan sonder twyfel sê dat Markus het van die stof gebruik gemaak en van die gedagtes en van die evangelie van Petrus en Paulus. Trouwens, op 'n humoristiese vlak in Markus 14:51 lees ons dat daar geskryf staan, hy het weggevlug met 'n doek om sy lyf en iemand het die doek afgepluk en hy het kaal weggehardloop. Dit was Markus. Dit was Markus. Ons weet ook Markus se ma het 'n huis gehad in Jerusalem. En die disippels het in hierdie huis vergader, waarskynlik toe Jesus vir hulle gesê het, vrede vir julle, ontvang die Gees, in Johannes 20. Dat hulle ook in hierdie huis, wat 'n groot huis was, bymekaar gekom het met die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, dis ook ongetwyfeld so. So in kort net moet jy weet, ons weet nie presies wie die evangelie geskryf het nie, maar ons weet dat Markus is beïnvloed deur die teologie en die denke van Petrus en Paulus. Nou as jy gaan kyk na die briewe van Paulus, die 13 briewe, dan is die oudste brief wat Paulus geskryf het, die brief aan die Tessalonisense. Dit is eintlik die eerste brief wat in die Bybel moet staan. Want die brief geskryf in die jaar 50. Petrus se briewe is geskryf in die jaar 60. En Markus se evangelie is geskryf 65 tot 70. Om weer vir u te sê dat die Markus evangelie gebruik gemaak het van die stof van Petrus en van Paulus. Nou die omstandighede, die sitsumlewing in die tyd waarin die evangelie van Markus geskryf is, was hoegenaamd nie gunstig nie. Daar was onrus in Palestina en in Rome. Daar was twis en tweedrag. Daar is spesifiek word daar genoem dat daar geweldige ongeloof was in die dorpie Nasaret. En ons weet ook, verskoning, ons weet ook dat die skrifgeleerdes en die fariseërs het alles in hulle vermoë gedoen om Jesus skuldig te bevind. Hulle het hom onder andere uitgeskel as Beelzebul. Hy is van die duiwel, hy is die duiwel self. So die klimaatomstandighede waarin die evangelie tot stand gekom het, was hoegenaamd nie gunstig nie. En nou konkreet by die voorbeelde wat daar genoem word. Die eerste ding is, die skrifgeleerdes en fariseërs bekyk vir Jesus en die disippels en hulle sê, jou disippels eet met ongewaste hande. Dis verkeerd, dis sonde. Nou ons lees in Levitikus, lees ons onder andere 11 vers 32, dat jy moet deeglik jou hande was as jy byvoorbeeld aan 'n lijk geraak het. Maar dis die ekstreme. En ons weet ook, die gebruik by hulle was, kyk, hulle het die halaga gehad, was hulle wet, die skrifgeleerdes, fariseërs, sadduseërs. Jy kan 'n 10 liter water gebruik as jy nou jou hande was net voor ete. Maar as jy by die markplein of die agora was, en jy kom terug,
dan moet jy 486 liter water presies gebruik om jou hande te was. 486 liter. En selfs die koppies en die bekers en die kanne en alles wat hulle gebruik het, moes hulle as te ware onderdompel. Hulle moes dit onder die water indruk, dat dit heeltemal rein kan word. En daarom nou die klag teen Jesus se disippels en teen Jesus, jou disippels eet met ongewaste hande. En dis asof Jesus hulle onmiddellik tromp oploop met 'n teks uit Jesaja 29 vers 3 en 56 vers 5, as hy sê, julle is skynheilig. Want julle wil julle gebruike en gewoontes en tradisies wat julle het, wil julle nou stel bokant die woord van God en bokant die lewende God. Dit kan julle nie doen nie. Dit maak dat julle skynheilig is, want julle wil een klein enkele dingetjie uitverhef tot die absolute waarheid. Jy kan nie jou klein gebruike en tradisies en gewoontes wat jy het, verhef bokant die woord van God, bokant die gebod van God, bokant die lewende God self nie. Jy kan dit nie doen nie. Dan moet jy ernstige selfondersoek instel. 'n tweede ding wat hulle gesê het. Hulle het gesê, hulle was baie bewus van die feit, Exodus 20, eer jou vader en jou moeder, en ook in Levitikus 20 vers 9. Maar hulle het gesê, al sou jy dan nou sien, jou pa en jou ma kry swaar, en ellende het op hulle neergedaal, dan moet jy liewerste maar jou offergawe na die tempel toe vat, en nie jou pa en jou ma versorg nie, want jy doen te immers die regte ding, jy bring die offergawe aan God. Jesus sê, nee, jy oortree die gebod, naamlik eer jou vader en jou moeder. Jy kyk verby tekste soos 1 Timoteus 4:15 wat sê, jy moet jou pa en jou ma versorg. Jy weet, destyds was dit eenvoudig so, ouers het hulle kinders grootgemaak, dis hoekom hulle waarskynlik ook 'n bietjie meer kinders gehad het, om hulle te versorg op hulle ou dag. Dit was die gebruik, maar dit was ook die wet van God. Nou kom die fariseërs, skrifgeleerdes om te sê, nee wat, los hulle die ouers maar, dat hulle krepeer van ellende, vat liewerste jou offergawe na die tempel toe. En weer eens sal Jesus vir hulle moet sê, skynheiliges. Julle verkragt die woord van God. Daar staan eintlik, jy moet oppas vir hierdie vrome skyn. Jy weet, die vroomheid kan 'n baie gevaarlike ding word. Vroomheid kom van die Griekse woord pietas, wat vroom beteken. En jy kan drup van vroomheid. Jy kan so vroom wees dat jy met 'n aktetas van prestasies rondloop met jou kop in die wolke, en dat jy 'n houding het van holier than you, than thee. Jy moet versigtig wees vir die soort van gesindheid, dat ek my verhef bo die woord van God, en bo die wette van God, omdat ek net my wil laat gegeld, my eie ding wil doen, my eie tradisies, gewoontes en gebruike wil laat geld. Want dan staan daar eintlik, dan oortree jy die gebod van God, daar staan eintlik, then you cancel the law of God. You cancel it. So broeders en susters, vriende, as jou gebruike, wat jy het, wat jy dalk van kleins af geleer het, of wat jy aangeleer het, jou gewoontes,
wat jy het om jou Bybel te lees, om te bid, of om in die kerk die Here te aanbid, as daai gewoontes en jou gebruike, en jou tradisies, wat jy oorgeneem het van geslag tot geslag, en bygelowe, as daai tradisies en gewoontes en gebruike en bygelowe in die plek kom staan van aanbidding van die lewende God, dan is jy skynheilig. Dan moet jou lewe verander word. Dan oortree jy die hele wet van God. Want hoor wat sê Jesus, dis nie dit wat by jou mond ingaan wat jou onrein maak nie, want daar staan in die teks, dit gaan weer uit. Dis nie dit nie. So Jesus sê vir eens en vir altyd, dit wat by jou mond ingaan, kan jou nie onrein maak nie. Dis dit wat by jou mond uitgaan, wat jou onrein maak. Dis daai opinies, daai gedagtes, daai gewoontes, gebruike, wat uitgaan, wat jy wil verhef bo die woord van God en bo die lewende God, dis daai goed wat jou onrein maak. Nie ander goed nie. Ek sal eerder mense wil help met vuil hande, as om met skoon hande mense seer te maak en te benadeel en ongemaklikheid te veroorsaak en oneenigheid te veroorsaak. Dan eerder met vuil hande as met skoon hande. Hierdie voorskrifte en reëls wat jy vir jouself geskep het en gemaak het, begin naderhand moes in die plek staan van jou aanbidding van God. Verkeerd, dis uit. Om die Here te dien, om die Here regtig opreg te dien, het jy nodig dat jou denke, jou opinies, jou gewoontes, alles wat jy het, jou totale menswees, in afhanklikheid gestel word met die woord van God. Dat jy jouself direk sal konfronteer met die lewende God. Dat jou eie gebruike en denke, goed sê ek, nie teenoor God moet staan nie. Dat jy niks van God moet afrokkel en afbreek nie. Dat jy op jou knieë gaan en sê, Here, hier is ek. Ek verootmoedig my voor u aangesig. Ek buig voor u neer. Ek kniel voor u. En ek bely dat ek soms my eie wil laat geld. My eie opinies wil deurdruk. Ten koste van mense, ten koste van die koninkryk van die Here. Dit mag nie. Dit mag nie. Dis dan wanneer Augustinus, die kerkvader, sê, pas op, jy maak van jou hart 'n afgodsfabriek. Pas op daarvoor. Dat jy nie van jou hart maak 'n afgodsfabriek nie. As dit so is daar radikale bekering in jou lewe nodig. Kom ons bid saam. Here, help ons om u te dien soos wat ons sing met hart en mond en hande. Met ons hele ganse lewe. Dat nooit ons gebruike, tradisies, gewoontes
in die plek sal staan van die aanbidding van die lewende God nie. Dat ons eerder met vuile hande ander mense sal help en tegemoet kom en versorg as met skoon hande mense seermaak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ontvang met biddende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader met jou en met my wees. Amen. Mag dit 'n mooi dag en 'n mooi week vir u wees. Totsiens.